Goeiemôre volk van Israel. Het is vandag die 19de Mei 2025, 20 voor 12 en ek bring vir julle hierdie boodskap. Volk, ons moet ernstig begin luister. Ek lees in die boeke van Daniël 9 die profetiese dinge wat aan hom gesê is. Daniël 9 vers 4. En ek het tot Jahwe my Elohim gebid en belydenis gedoen en gesê, ag meester, groot en gedigte Elohim wat die verbond, die goeie tierend hou, vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Het hy ook vir jou dit gesê in Johannes 14 vers 15? Word nie vir jou gelees nie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel in die opstand gekom en van die gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na die knegte en die profete wat in die naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes, ons vaders en tot die hele volk wat in die land is nie. Het Vader vir jou in Lukas 24 vers 44 gesê, sy handeling op die aarde by julle was, het hy gesê, hy praat net deur die psalms, profete en deur sy knegt Moses. Maar kom ons luister wat sê die woord. Hy sê daar in Beroeg 4, dit is die boek van Elohim se gebooie en die wet wat tot in ewigheid is. Almal wat dit aanneem, sal lewe. Maar die wat dit verlaat, sal sterf. Hy sê in Beroeg 3 vers 9, hoor Israel, die gebooie van die lewe, luister om die wysheid te ken, dis Torah, die wette van Moses. Waarom is dit Israel dat jy in die land van die vyand is? Dat jy oud geword het in 'n vreemde land. So volk, hier wys Vader vir jou. Hy het ons verstrooi op die 4 hoeke van die wêreld. En hy het vir ons gesê ons moet terugkeer nou na sy insettinge en sy verordeninge wat deur sy knegt Moses gegee is aan hom, soos hy gespreek het in Johannes 5 vers 46 en 47. Maar hy sê daar in die boeke van Joshua, want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies aanhang wat nog met julle saam oorgebly het en julle met hulle verswaar en julle met hulle meng en julle met weet verseker dat Jahwe Elohim nie langer die nasies voor julle uit sal verdryf nie, maar hulle sal vir jou vang net in 'n strik wees en 'n angel in julle sye, dorings in julle oë, totdat julle omkom in die goeie land wat Jahwe julle gegee het. Julle die afgoderry gaan dien van hulle. Julle het geglo wat die Rooms-Katolieke kerke jou leer, songod aanbidding, tradisie. Maar hier sê Vader vir jou, weet verseker dat Jahwe hierdie nasies nie langer voor jou sal uitverdrywe nie. Want hierdie 7 nasies wat Joshua vervloek het, Amorite, die Feresiete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Gerasiete, die Jewiete en die Jebusiete, is die vervloektes. Nou Vader het hierdie nasies oor my en jou gebring, want hy sê, 'n nasie wat sal kom, wat geen aansien het vir 'n grysaard of vir 'n kind nie. Want ek en jy het afgewyk van die insetting en verordeninge van Vader Jahwe. Ek en jy luister na dominee en pastore, tradisie. Maar Vader het hulle nie aangestel om te spreek nie. Kom sê ek het. Dan lees ons daar in die boeke van Deuteronomium 18 vers 20. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie. Vader het nie dominee pastore aangestel om te spreek nie, ook selfs hulle wat nou in die naam gekom het, om nie te spreek nie. Maar hy het gesê, die lawgiver, die een by wie jy jou lering sal kry, die Leviet, die Judeer. Hy sê, of wat in die naam van ander gode spreek, Jesus Christus, Jesus Christus, die profeet moet sterwe. Vader het riglyne geplaas in hierdie woord.
Hy het gesê ons moet gehoorsaam wees aan die insetting en die verordeninge, wat ons nie doen nie. Elkeen wil 'n lering gee. Elkeen wil vir jou vertel wat is reg en verkeerd. Maar dan is daar van ons volk, wat in die naam is, wat geld insamel vir eie gewin. Nou as hulle dan geld vir hulle eie gewin, en hulle is in die naam, hoekom bring hulle nie die volk, dat hulle kom bly op hulle grond nie? Want almal wat in die laar is, sal gehoorsaam wees aan die insetting en die verordeninge, wat geplaas word deur die leiers. Maar hoe sê Vader, ons leiers het verleiers geword. Dis nie elke een na wie ons kan luister nie. Die woord leer het vir jou. Romeine 3 vers 1, wat is die nut van die Jood, wat is die nut van die besnydenis, groot in alle opsigte, eerstens dat die woord van Elohim, van God, aan hulle toevertrou is. Sagaria 8 vers 23 sê dieselfde. So volk, wat ek julle leer vandag is, Vader sê ons moet terugkeer, want hy het dit ook gesê in Genesis 49 vers 10, die scepter sal van Juda nie afwyk nie, nog die veldheerstaf, met ander woorde, hy is die lawgiver. Maleagi 2 van vers 4 tot 8. Julle sal na hom luister, nie mense wat teologie gestudeer het nie, want hulle het baie antisemitisme nog in hulle hart, omdat hulle nie reg geleer is nie. Want hoeveel van mense sê, dat die Heilige Gees hulle lei? Die Ruach Kadesh kan nie jou lei, as jy die insetting en die verordeninge nie van Vader Jahwe doen nie. Hy sê, want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies aangaan, wat saam met julle oorgebly het, en julle met hulle verswaar, met ander woorde, julle trou onder hulle. Julle mag nie, hy is nie jou volk nie. Jy het geveg teen hom, hy haat jou. Hoekom sê ek het? Vader sê dit in Levitikus 26. Levitikus 26, kom ons lees. Levitikus 26 vers 17. En ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word. En julle hater sal oor julle heers. Wie haat my en jou in hierdie land? Hy sê en julle sal vlug, soos ons volk nou gevlug het, Amerika toe, en niemand agtervolg julle nie. Maar Vader het gesê, ek is 'n jaloerse God, jy behoort aan my. Maar as jy nie luister nie, sal ek hierdie nasies gebruik om jou dood te maak met die swaard. Vader sy woord het gespreek. Soos julle nie luister nie, julle sal die bloedbad in hierdie land sien. Die ANC weet goed genoeg wie hulle is en wat hulle doen, want hulle is hier om te verstrooi, te vernietig. As julle nie luister nie, volk, kom die pak sla oor julle. Mag Vader julle oë open om hierdie waarheid te sien. Mag hy julle wys die kennis, die waarheid en sy liefde. Want as ons doen wat Vader sê, wie kan my en jou aanval? Hy sê dit in sy woord. Want hy wat die onheile oor julle gebring het, kan julle verlos uit die hand van julle vyande. Maar ons moet begin doen sy Sabbat, sy feeste, heilig aan Vader Jahwe. Julle sal agterkom, ek is nie 'n man wat kom met mooi praatjies nie. Ek is nie 'n motiverende spreker nie. Maar ek vertel jou van die vrees van Vader Jahwe. Want dit is omdat julle hom nie vrees nie, wat julle doen wat julle doen. Maar julle sal binnekort agterkom, as dinge gebeur in hierdie land. Want jy's reeds in ballingskap. En die ANC weet dit goed, dis hoekom Julius Malema gesê het, julle Christene wat in julle kruisies vashou, julle Christene wat wag vir julle Jesus,
Hy sê, but we are Jesus. Julle kan dit gaan soek op YouTube. Julle kan dit intik, julle sal dit sien. En hy het reg gespreek wat hy gesê het, want dit is hulle God. My en jou Vader se naam is Yeshua Messiah, Yahweh die Heilige van Israel. Ons is 'n afgesonderde volk, heilig aan Vader Yahweh. Luister vandag volk, kom ons keer terug en ons verootmoedig en sê Vader, hier is ons het gesondig voor U. Ons het die Astartes gedien. Geseënde dag in elkeen van julle, Shalom. My naam is Frikkie Roubach, julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom.